Moenie toelaat dat jou omstandighede jou oorwin en oorweldig nie, maar inteendeel, laat jou geloof jou omstandighede verander en oorweldig. Halleluja. My naam is Rian Abri, dankie dat jy saam met my ingeskakel is hier by Herbou en ek groet jou vandag in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. Daar is 2 disippels wat Johannes die Doper gestuur het na Yeshua toe, om vir hom 'n belangrike vraag te vra. Weet jy hoekom? Want Johannes bevind homself in 'n situasie wat hy nooit gedink het hy gaan ooit daar wees. En daai situasie bring twyfel in sy lewe. En weet jy, baie keer is daar ook twyfel in ons lewe. Want dieselfde Johannes wat die verklaring gemaak het, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld kom wegneem. Dieselfde Johannes wat in die baarmoeder gespring het vanweë die feit dat hy vir Yeshua ontmoet het. Dieselfde Johannes wat hom gedoop het en gesien het, dat hier kom die Heilige Gees oor hom af en hy hoor die stem van die hemel af. Dieselfde Johannes wat gesê het, maar ek is nie werd om u skoenriem los te maak. Dieselfde Johannes wat gesê het, maar daar kom een na my en hy gaan julle doop met Heilige Gees en met vuur. Daai selfde Johannes sit met twyfel. Sit met twyfel. Hoeveel keer het jy nie al die woord gelees en gebid en jy's so gevul met die vuur van Jahwe en jy het geloof in jou, dan kom daar 'n omstandigheid en daai omstandigheid verpletter jou. Jy al so gevoel? Johannes voel so. Johannes sit in die gevangenis en sy lewe is in die gedrang. En hy dink by homself, maar hoorie so, ek sit nou in hierdie situasie. En is Yeshua nou werklik waar die een wat hy sê hy is hy nou werklik waar die Messias, of moet ons iemand anders te verwag? En net so in jou situasie sê jy baie keer, maar is die lewende God nog steeds God in my lewe? Is hy nog steeds die God van wonderwerke? Kan hy nog steeds my situasie verander? Want baie keer kom ons omstandighede en dit veroorsaak twyfel in ons lewe. As daar nie 'n greintjie twyfel in jou lewe is nie, dan beteken dit jy is perfek, maar daar gebeur dinge in ons lewe, daar gebeur situasies in ons lewe waar ons dink, maar regtig, is daar nie dalk iets fout nie? Dit bring twyfel in ons hart, in ons lewe, maar ek wil vandag vir jou sê, dat daai twyfel moet uit die deur uitgegooi word, want geloof moet in werking kom in jou lewe. So moenie toelaat dat die omstandighede twyfel bring in jou lewe. Moenie toelaat dat die omstandighede jou fokus laat verloor nie. Moenie toelaat dat die omstandighede jou onderdruk nie, maar laat jou geloof die omstandigheid in jou oorweldig. Dat jy absoluut in oorwinning sal staan in die naam van ons meester Yeshua. Kyk gou wat gebeur hier. Kyk hier. Ek wil hierdie vir jou lees. Luister wat sê die woord. En Johannes het sekere 2 van sy disippels na hom geroep en hulle na Yeshua gestuur. En gesê, is u die een wat sou kom? Of moet ons 'n ander een verwag? Jy vra dit ook baie keer. Ek het ook al die vraag gevra, maar waar is God in my lewe? Hoekom loop alles skeef? Hoekom moet ek so sukkel? Hoekom gebeur hierdie goed in my lewe? Ek dog dan ek dien hom in gees en in waarheid. Waarom gebeur hierdie goed in my lewe? Johannes vra dieselfde vraag. Hy sê eintlik, maar hoorie so, is daar iemand anderste wat ons moet verwag? Want ek sit nou in hierdie omstandigheid, en hierdie omstandigheid veroorweldig my, en dit laat my fokus wegkom van die lewende God. Dit laat my fokus weggetrek word van wie Yahweh ons Elohim is. Ek wil vandag vir jou sê, moenie fokus verloor nie, want kyk wat antwoord Yeshua. Yeshua antwoord in vers 22 van Lukas hoofstuk 7. Hy sê, en Yeshua antwoord en sê vir hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor. Gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor. Ek wil hierdie verklaring maak. Gaan vertel vir jou situasie wat jy sien en wat jy hoor. In ander woorde, as jy die woord oopmaak en jy sien wat in die woord is, en jy hoor die woord, en jy hoor wat die lewende God kom doen, gaan vertel jou situasie wie Yahweh ons Elohim is. Gaan vertel jou situasie wie Yeshua is en wat hy kom doen. Hy doen nog steeds wonderwerke. Halleluja. So gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor.
blindes sien weer, krepeles loop, malaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig. Loof sy lieflike naam. Halleluja. Wat 'n amazing verklaring. En daarom wil ek vandag dieselfde by jou verklaar. Want weet jy wat? Die woord sê in Hebreërs hoofstuk 13 vers 8 dat Yeshua is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. So dit wat hy gedoen het 2000 jaar terug, kan hy vandag ook in jou lewe kom doen. Hy is nog steeds die wonderwerkende God. So daarom verklaar ek vandag dat jou situasie weggevee sal word in die naam van ons meester Yeshua, want hy is nog steeds die God wat blinde oë oopmaak, wat ore oopmaak, wat die dooies laat opstaan. Hy is nog steeds die lewende God wat wonderwerke verrig, en ek verklaar vandag dat daar 'n wonderwerk sal plaasvind in jou lewe, die oomblik wanneer jy kan begin glo en jou fokus wegvat van jou situasie en jou omstandigheid en weer jou fokus plaas op die lewende God. Dis hoekom sê Yeshua, hy sê gaan sê aan Johannes, dit wat julle sien en dit wat julle hoor. In ander woorde, dit wat ek met my oë sien beïnvloed my in terme van my omstandigheid. Dit wat ek hoor beïnvloed my in terme van my omstandigheid. So as ek negatiewe dinge raak sien, gaan dit my beïnvloed. As ek negatiewe dinge hoor, gaan dit my beïnvloed. Maar ek wil hê dat jou fokus vandag moet verander word, dat jy die positiewe sal raak sien en dat jy die positiewe sal begin hoor en dat jy eintlik sal begin positiewe dinge spreek in jou lewe. So verander jou spraak, verander jou gehoor, verander jou denkwyse sodat jy kan weet dat die lewende God is nog steeds die God wat in jou situasie deurkom. Halleluja. Hy kom nog steeds vir jou deur. So daarom wil ek dit verklaar sodat jy vandag iets positiefs kan hoor, sodat jy vandag iets positiefs kan sien, wanneer jy die woord oopmaak, dat jy sal sien wat praat Vader met jou in jou omstandigheid. Jy vandag die hand van Jahwe sal sien in jou lewe. Dat jy vandag sal hoor die ongefilterde woord van Skepper lewende God, wat vir jou sê, my kind, moenie twyfel nie. Moenie angstig rondkyk nie. Moenie nou kyk na jou situasie nie, maar kyk op na die lewende God, wat nog steeds in beheer is. Want weet jy wat, as hy in werking kom, dan gebeur daar wonderwerke, en ek verklaar vandag oor jou lewe, dat jy die wonderwerke sal ervaar van die lewende God. Miskien is jy siek in jou liggaam. Miskien het jy omstandighede, miskien is daar finansiële ineenstorting, miskien is dit dalk jou huwelik en dalk jou vennootskap of die besigheid, wat ook al. Maak nie saak wat dit is nie. Ek verklaar vandag in die naam van ons meester Yeshua dat hy sal ingryp in jou situasie. Die oomblik wanneer jy daai twyfel verander in geloof en jy verander jou gedagtepatroon, jy verander jou gehoor, jy verander jou spraak, sal jy sien dat die hand van Jahwe in 'n wonderwerk in jou lewe sal begin manifesteer. Halleluja. Ek wil jou bemoedig vandag. Ek wil jou bemoedig. Moenie toelaat dat die omstandighede jou oorweldig, maar dat jou geloof in jou die omstandigheid sal oorwin en dat jy sal triomfeer as meer as oorwinnaar. Halleluja. Loof sy naam. Man, is lekker om met jou te gesels. Dankie dat jy ingeskakel is en ek glo sommer vandag dat jy bo-natuurlik geseën sal wees. Nou ja, van my kant af, wees geseën. Tot volgende keer. Shalom.